Weet jy wat? Nou my wat geselskap met groter mense gehoor het. Dat die vader gepraat, ek het hierdie boodskap gekry. En dan gaan hulle vir my dalk sê, ja maar jy het al die skrif gelees, dat gee nie, die skrif van jou nie gegee. Wat hy? Geen ooit van my dat nie. Ek gaan die woord sê vir die andere gegee. Jou soos daar is sequence wat hy nie ook een keer opvolg wanneer hy die Here herken, wanneer hy Jesus Christus aangeneem het as sy persoonlike saligmaker van ons. Jy sien die kerke help nie die mense reg om die regte stappe te volg, wat op mekaar volg, en wat het volg op mekaar. Jy sien God is 'n God van orde. God is nie 'n God van orde nie. God is 'n God van orde. Daar is 'n volgorde waarop ons God werk. Gaan kyk in sy woord, werk deur sy woord. As daar 'n volgorde waarop ons God werk, hy gaan nie leider van my nie, want dit is gebonde aan sy woord. Wie kan julle weet dit? Hy is God. Maar wat hy gesê het, hy gesê. Maar hy kan het nie, en hy sal nie verander nie, en sy het nie as hy term eers bekend gemaakt het, maar die woord het hy gesê, God doet niks, as hy het nie as hy het net vooraf bekend gemaakt. Gekrijg? Die van jou het woord die worship gedoen. Nee. Geloof my, het is rechtvat en rachtvat, dat het maar nog nie begin. As Vader daar wil, my gebed om my hart is, dat hierdie land met gemeente sal word. Want die sal, met die herlewing sal uitbreek. En dat hierdie mense omgevings was, om kyk dat wat die aan. Wanneer ons, volle ons, tot die vaders. Amen. Johannes 3, gaan nou gaan, ek het wel als skrifte vanmorgen. Dan probeer ek eerst die bril, en dan kom jy nou van my kant. Jy moet altijd met lees. Want die bril is baie nodig van my kant. Dan probeer plakken door tyd gebrek, het is alles wat vol God. Jesus gaan tot ons sê, voorwaar ek sê vir jou, as iemand nie weergebore word, kan die koninkryk van God nie ingaan. My boodskap geword dan ook, wat behels wedergebore. Waar wedergebore kind van God te word en te wees. Is nie sommer maar net nie. Is nie sommer net wedergebore, maar sommer net om die wil wedergebore wees. Het jy al opgelet by die kerk in die taal? Een wedergebore kind kerk sal nie van jou skoon doen. Een wedergebore kind sal nie vir jou kwaad word. Wat van die kerk in die taal? Het jy al gesien wat van die kerk? Het gaan erg met binnen die kerk as buiten die kerk. Vanmorgen gaan het oor waar wedergeboorte. Dit is wat die Here in my hart gelê. Wedergeboorte. Nou, wedergeboorte. Ek het nog een scherm van dat hy nog preek en dit al aan het. Waar echte wedergeboorte. Geboorte. Daar is te mense in die kerk of in die lichaam van Christus Jesus, wat werkelijk in die lichaam in wedergebore is. Daarop is die lichaam van die Here Jesus een soort toestand. Maar sê allemaal, hoe die Here om, weggaan van die lichaam, wie moet hy ophaal? Wie moet hy ophaal? Ek sê van hongerig vir een, ek sê van omsigtigheid en versigtigheid. As Jesus nou so die sy soldaat, wie van ons wat hier so sit? Kom maar, wees stil met jouself. Na die boodskap, antwoord aan die vraag. Gaan jy saam van jou by? Alright. Gaan verder lees. Probeer vir jou sê, die weergedeelte, ek sê vir jou, as iemand nie weergebore word, ek kan die koninkryk van God nie sien. Dis een neergelegde brandpunt. As jy die wedergebore is, kan die koninkryk van God nie sien. So baie mense
sit en al dink hulle het wedergebore, maar groot God is oplees wanneer ons voorkom, voor die wêreld dood. Waarom mooi, Nicodemus sê van vers 4, hoe kan 'n mens as hy uitgeword het, gebore word? Hy het nog nie die tweede keer geskoot van moeder en gebore word nie. En Jesus antwoord hom, en nie kom hy. En Jesus antwoord hom, voorwaar, en antwoord hy sweer by homself, omdat daar geen hoër gesag is wat hy geseën kan. Hy sê, voorwaar, ek sê vir jou, as iemand nie gebore word met water en gees, dan hy die koninkryk van God nie ingaan. Hallo? Nee? Wie sal die water gedoop? Wie is die water gedoop? Kan nie van water gedoop? Dit is allemaal is gedoop. Hy sê die skrifgeleerdes en die fariseërs het die raad van God nie aangeneem, omdat hulle dat doop nie, en sodoende onder 'n oordeel gekom. Matteus 33. Weer vir die gedeeltes lees, ek sê vir jou, as iemand nie gebore word uit water en gees, kan die koninkryk van God nie ingaan. Hoe word jy weer gebore uit gees? Uit water en gees? Is gevaarlik, nee? Brandpunt is gevaarlike vraag. Wat is dit sê? Excuse? Ja, dis die kant van. Ek nie daar by dat jy die hele vraag. Ek net luister. Net vir jou moet ek jou dan vraag. Waarom wil hy sê, vers 6, wat uit vlees gebore is vlees. En wat uit gees gebore is gees. Moet jy nie verwonder dat ek jou gesê het, dat jy moet wedergebore word, jy moet wat waar jy wil, en jy hoort sy gelijk, maar jy weet nie van waar jy kom, waar jy gaan, soos elkeen wat uit God gebore is. Nicodemus antwoord en sê vir hom, hoe kan die dinge gebeur? En die antwoord sê vir hom, hy sê, ja, Israel, nie weet nie die dinge. Jy sê, waarom wedergeboorte behels die gees en die vlees en die siel? Weet julle dit? Die vlees word wedergebore deur die waterdoop en doop aan Christus Jesus, en dis die vlees. Maar die gees en die siel word wedergebore deur die gees. By aanhang van Jesus Christus. Hoe wil ek kyk nie? Kerk sê het verkeerd. Eerst word die geestelik hergebore, wederbaar. Met ander woord, God kom en hy opvat jou geest en jou siel en hy opvat dit splinternuut. Hy bring dit terug na die geboorte toe. En hy word weergebore in Christus Jesus, in die woord van God, in die koninkryk. Deel van die koninkryk, om 'n erfgenaam van Abraham te word. Deel van die koninkryk van God. Eerst word die gees en die siel nuut gemaak, lewend gemaak. Jy het jou gesien as iemand op die kering kom, waar op die kering kom, en jy lei hom na die Here toe, of waar na die Here toe, en daar is 'n ware bekering, en 'n ware aanname van Christus. Jy het jou gesien daai, hy spaak wat as die gees sal skryf, wedergeboorte laat plaas van hy, bang in die oog, hy lag, hy kunskap. Dis niets, dis nie moos om te sien, dis nie moos om te aanskou, met wedergebore kind van God. Jy sien dat die gees niet gemaakt, die siel is niet gemaakt, was. Dan mag Christus nie meer saam nie. Jy dink nie so Christus nie. Jy dink nie dat jy op die wêreld baie staan en baie oor die ryk moet, want jy God net hoop, en jy wil hom prys, en jy wil hom dankie sê, Here, ek is nuut gemaak. Hy sê, kyk, ek maak alles nuut. Die ou dinge het verbygegaan.
toe, dis die breek, luister nou mooi, dis die breek van kettinge. Dis die breek van bindinge en vloeke en sonde en verslawings wat ons vat van so af tot die dag wat die Here ons genade is. Ons het die moddertyd en die kerk. Wie van julle is die verslaaf van iets nie? Kom aan man, so kan ek sê, was ja. Sy drink jy pille. En jy sal oor taal kom, as jy verslaaf daar, as jy kan oor taal kom. Rook jy sigarette, as jy sal oor taal kom, as jy verslaaf daar. As jy nie sal oor taal kom nie, as jy verslaaf daar. Verslaving. Hy wys self voor, weet jy wat ek video's op my foon van jong mense soos hulle, wat ouers, vader en moeder, oupa en ouma doodmaak, omdat hulle die selfoon gevat het, verslawing aan selfoon, verslawing aan die internet. Dis die hele rol van Satan. Hy kom in die internet, want jy sê dat die internet, op die internet die enige gesprek jy weet. Dit maak so oud jy is, jy kan enige gesprek by die weet. Satan wil gebruik dit wat goed is, wat God vir ons gegee het, om ons lewens makliker te maak. Hy misbruik dit om ons siele van die Here af weg te kry. Om ons onder 'n band te bring, om ons onder 'n krag te sit, om ons te wind met kettinge en bande, wat ek net gesê het, die breek van bande en kettinge en vloeke. Het jy geweet? As ek goed vir Roos spreek, van kom ons sê nou maar, Roos is net te voorbeeld. Roos is 'n syklap, as jy net is, maar Roos is 'n syklap. Dan spreek ek iets oor daai vrou. Ek spreek 'n drankdemon, ek spreek 'n vloek oor haar uit. Ons let nie die woorde van ons mond en ons let nie die woorde van ons tong nie. Maar die woord van God sê die lewe dood in die mag van die tong. Ons spreek vloeke. Ons praat vloek op mense, dan loop mense onder vloeke gebind en dan kan ons sê, kyk nou daar, kyk nou wat Roos opgemaak, maar jy vergeet, jy het oor haar gespreek. Jy het die vloek op haar geplaas, jy het die moord in haar toegespreek. Maar ons is kinders van God, Galasiërs 5 vers 17, hoor mooi, sê, want die vlees begeert nie die gees, en die gees nie die vlees, en hulle sal doen om mekaar, so hulle nie kan doen wat hulle wil nie. Wat beteken hierdie woord? Het jy al voor die sonde, het jy al gehoor, hy sê net gesê, of hy bevoel, moet nie doen. Bly weg van dit, moet nie met raak nie. Dis die gees, as jy waarsku, maar die vlees sê, kan my taal gebruik, Afrikaans, by jou werk ek wil nie. Afrikaans, kom. Dan sê die gees, jy moet dit nie doen nie, want dit is nie God se wil. Jy maak God hartseer, jy maak jou reding van verlossing hartseer, jy verklaap die bloed van Christus weer breed. 6, jy verklaap die bloed van Jesus weer. Ag man, hy moet denk, man, ek wil net so'n bietjie sonde doen. Het jy klein bietjie sonde doen? God sal dit nie doen. God weet alles. Dit is 'n voortdurende konflik. En as jy nie wedergebore is, waar wedergebore is nie, sal jy hierdie konflik wat ontstaan deur die vyand, wat genoem word Satan en sy demone, sal jy dit nie kan weerstaan. Jy sal dit nie kan weerstaan nie. Jy sal dit nie kan oorleef nie. Hoor jy wat ek sê? Dit is absoluut noodsaaklik om werklik waar wedergebore te wees, gewederbaar te wees in die gees van God. Dan staan by daarna 1 Tessalonisense 4. Tweede is die vlees, en die gees wat God aan werk. Ons kom nou by die vlees, die gees. Ons slaap gesien, alles moet gewerk word. Gees moet gemaakt word, die siel moet gemaakt word.
Maar die gees van God het God doen dit self. Ons kan nie. Maar in die vlees kan ons iets doen. En dis vanmôre op my belang. Hoor mooi, hy sê, verder dan broers, vra en vermaan ons julle in die Here Jesus. Dat julle van ons, soos julle van ons geleer het, hoe julle moet wandel, en God behaag, nog oorvloedig mag wees. Want julle weet wat beveel ons julle deur die Here gegee, want dit is die wil van God, julle heilig maak. Dat julle moet onthou van broedery, dat elkeen van julle moet weet om sy eie vrou te kry in heiligheid en eer, en nie in haar stoffelike begeerlikheid, soos die heilige wat God nie ken nie. En niemand sy broeder in hierdie saak moet bedrieg of vernadeel nie, omdat die Here weet is oor hierdie dinge. Soos ons julle ook van tevore gesê en betuig het. Want God het ons nie, luister nou, dis die vers, eindelijk. God het ons nie tot onderleiding geroep, maar tot heilig gemaak. Daarom, hy hoor nou maar asseblief, read my lips. Luister nou mooi, wat ek gaan sê. Luister. Daarom, hy wil het verwerk die mens, maar God het ook sy heilige geest ons gegeven. As jy die uitmaak nastreef, dan verwerk jy die heilige geest. As ek raak, as ek die gelees het, stel wat jy sê nie, die Bijbel. Want dit gebeurt, hy sê, daarom hy wil het verwerk, heilig maak, God het dit vers 7 oorlees. Dit het nooit verstaan. Want God het ons nie tot onderleiding geroep nie, luister dit mooi. Maar tot heiligmaking. Daarom hy wat dit verwerk, dis heiligmaking, verwerk nie mens van God, wat ook sy heilige geest ons gegee het. In ander woorde, jy verwerk van God, en dan ook die heilige geest. Ons besef nie wat lees ons in ons woord nie. Ons lees die goed, want ons besef nie die krag en die impak daarvan. Ons besef nie die nagevolge daarvan. Ons besef nie wat kom nie deur die goed wat ons sê en doen. En glo nie. Die vlees is vrykom. Hoe kom die vlees vry, mense? Die seun was so skoner dan die wat gestop in die bloed. Hy maak jou nie. Maar die vlees is nie my verantwoordelikheid. Om hierdie vlees, hierdie vleiskas te beheer en te hanteer. Want die sê hierdie vleis, hy gaan stof doen, want die woord van God sê, van stof is jy, van stof sê jy terug, maar dit die binne is, die geest en die siel weet, wat sê leer die man? Die getol sê, die geest wat terug net vaar met veer, die soek van die plek van my vaar, en sy woord die anders, tot en met die lukt woord nie. So hierdie geest, geen jou versonde nie, want hy weet, hy gaan stof. Maar ons geef in ons siel, wanneer ons wederwaardig deur die woord van God en die wat van wedergeboorte deur die Heilige Gees, moet hierdie vlees beheer. Jy beheer dit deur die vlees te roep tot heiligmaking. Waarvan vas, Bybelstudie, gebed, alles is deel van dit, van heiligmaking. Onthou van sonde. Ek hou die lewe voor vanmôre. Ek gee die God se woord, niks in die vleesheid nie. Niks in die duiwsheid nie, ek gee die woord vanmôre. Julle moet luister, julle jongens. Julle leef in die voor. Julle moet Jesus maak. En raai het, julle jonge God gaan nie besê wat jy moet besluit. God gaan jou keuses gee maak. Jy moet dit self doen. Jy moet die keuse self doen. En as jy nie die regte keuse maak nie, gaan jy die nagevolge daarvan dra. Want jy sien elke aksie het 'n reaksie. En jy alleen, nie moet die beslis nie, jy alleen gaan verantwoording doen. Niemand anders dan jy vir jou keuses, van jou besluite, wat jy toegelaat het, wat doen in jou lewe.
Hier sê die Here sê die eerste loskom van tradisies. Ons is vasgevang aan tradisies. Hierdie Kersfees het tradisies. Ek weet laas het gepraat het nie. Kersfees tradisies. Die banning. Al daai van die stad. Presies? Ja. Sê gou vir my, ek sien die mense doen dit so graag deesdae. Wie van julle is 'n rooi wit met iets in jou deur? Wie van julle? Waar in die Bybel staan dit? Waar staan geskryf wat Jesus sê, of 'n rooi witjie daar in die hek was? Om wat te maak? Graag van die beeld. Jy spreek dood oor die werking van die vrou. En jy roep die werking van die Heilige Gees. Dis hoe dit werk. Jy het nie lekkie nodig nie. 'n lekkie is vir jou te dag sal om God te vereer. Want ons God is nie geheime diens nie. Ons God weet alles. Hy is alles. Hy is alomteenwoordig. Alwetend, almagtig, allerheilig. Dis ons God. Hy het nie nodig om stukkie of iets te stel wat die hek is. Ja, ek tel het ook weet. Wil ek nog die Egipte met sy bloed gevat het, en die deurpos, 3 Vader, Seun en die Gees. Daai bloed, waar aangesit is, dit keer die bloed van Christus, wat jare later sou kom, wat ons ook kom vrymaak. Jy sien, die woord van God sê, God sê, as ek hoofletter, die bloed sien, sal ek by die deur voorbij gaan. Vandaag kom, wanneer ons gewas is in die kostbare bloed in die land, dan sien God dit. En hy kyk ons weer die bloed van sy Seun en sy volmaak te skiet. Van skoongewas van die bloed van die land, leid en heilig, veronderstel. Jy sien, die vlees kom vry deur belydenis. As ek my bekering vir myself hou, wat praat dit? Maar as ek my kerk gaan bely, sê ek die Here het my gered, hy het die Here het my gewas, dan doen ek 'n belydenis, ek doen 'n geloofsbelydenis, en ek doen dit gereeld, jy wil ook by kom, dis kom Jesus sê. Dit is al in vers 19. So kom Jesus sê. Ons moet spreek. Want die oomblik as ek getuig van God se grootheid, van my redding, of wat God my gedoen het, dan doen ek 'n geestelike belydenis. Wat kragtig is in die Gees is in die Here, en die Gees is die mense. Hoe meer ons geestelike belydenisse doen, hoe meer word ons oorwinning, hoe groter word ons oorwinning, en hoe kragtiger raak ons in die Gees. Hoor jy wat ek sê? As jy dan nou mooi luister en hierdie iets gaan doen en toepas, gaan jy die verskil in jou lewe sien. Hoor ek nie van hom sê, jy sal 'n waaragtige verskil in jou lewe sien en agterkom aan jou geloofslewe en agterkom aan die salige sprekinge of die blessings wat jy gaan ontvang met God se Vader. Sien belydenis. God se goedheid in die lewe breek sonde. Breek die bande van sonde. Want as jy sonde bely, kan jy nie doen. Die verstaan nie dit nie. Romeine 6 vers 22. Hoor nou mooi. Hoor nou mooi wat Paulus wil sê. Hy sê, maar nou dat julle vrygemaak is van sonde. Dis nou dit is hoor né? Dit is so belangrik is. Nou dat julle vrygemaak is van sonde en diensbaar geword het aan God. Hoor asseblief, luister. Het julle die vrug tot heiligmaking? Jy sal nie die vrug van heiligmaking hê as jy weer vervang is nie. Dit is deur is nie. Die Heilige Gees. Amen. Maar mooi, het julle die vrug tot heiligmaking en dan luister nou na die laaste gedeelte, dit is uiters belangrik, maak dit jou eie, hoor mooi sê, en uiteindelik kom die ewige lewe. Hierdie skrif is fantasties. Dis 'n lewende woord wat kom oor vir die Gees. Lees
daarom. Jy moet heilig maak en nastreef in jou denke. Want as jou denke, wat jou toekoms bepaal van jou denke, wat dit verkeerde gedagtes. Ons denke, hierdie kopie van ons, is ons grootste vyand. As my gewissig kan, moet nie van nie. Want as daar, die Israel moet wat sê, check out, sê hy, op die geest sê, ek kyk voor jou die pad. Dat is die denke, dat is die vlees. Colossense 1 vers 4. Colossense 1 vers 14, excuse. Ja, kom op, gaan al by 10. Ek gaan op by 10 begin, kan jy dit beter verstaan, ja, begin die 1 vers gaan al. Colossense 1 vers 10. Nadat julle waardiglik, sodat julle waardiglik voor God mag wandel, en hom in alles te behaag, en julle elke goeie werk vrug mag dra, en die kennis van God mag groei. Nou, hy mag begin dit. Maar mooi. En met alle kracht, bekragtig word, volgens die mag van sy heerlikheid, tot alle leidsaamheid en aanmoedigheid en leidskap. Mense lees die woord ek in die skrif gesê, van ek het die leidskap. Hierdie skrif het ek vanmorgen oor met God se Vader. Het is belangrijk vir hom, het is belangrijk vir sy dat van Jesus. Om ons voor te bereid vir die weglaat, maar hoor wat ek vir julle sê, hierdie het hulle skrif weglaat. Hy kom man, hy sê het gesê, kom. Gaan hulle lees man, waarna staar julle so? Hierdie iets is wat van julle weggeneem is, nie soos hy weggevaar het, soos hy terugkom. Hy kom. Jy kan nou daar instap en neem, en jy staan weer op die hart van, om Jesus te kom. Is jy reg? Is jy reg? Om jou God te ontmoet? Waarmee gaan jy staan voor die God almagtig? Wat gaan jy op aanbied, meneer en mevrou? Wanneer hy op die lucht opgedom, en die waarheid aan die lucht kom. Hoor mooi. En met alle krachtig word volgens die macht van sy heerlikheid, tot alle leidsaamheid, aanmoedigheid en leidskap. En die Vader mag dank dat ons bekwam gemaak het, hoorling mooi om deel te hê aan die erfdeel van die heiliges in die lucht. Hy wat ons verlos het in die macht van die duisternis oorgebring in die koninkryk van die seun van sy liefde, van sy liefde. Van die seun van sy liefde, ja. Hierdie brand, nie julle. En wie ons die verlossing het, deur sy bloed, namelijk die vergifnis van sondes. Kom in die kerk, weet my kerk as van moedergemeente. Pastor Saai sê, Boetie, blyk jy nie die bloed in jy so kerk. Ek daag jou uit vanmorgen. Wys jou. Waar staan die bloed? Ek kan jou wys waar die bloed by skoon was. Ek kan jou wys waar die bloed by leid van alle ongerechtigheid en sondes. Maar jy gaan my nie wys. Want die bloed van Jesus, hy beskerm die vijand. En ek sê gevaarlike ding, ek sê versoek het, kom wys my praat met my. As jy dit nog nie te wys, dan gaan ek voor die hele wêreld op vergifnis staan. Want ek het 'n lang studie gemaak. Hierdie taal, met Jesus, hy was bloedbuik bewus. En hy het my aangevat gesterf vir hom. Kyk wat daar in die Bybel, praat ons weer. En daar so 2-3 maande, wat sê hy vir my? Sê jy wat ek net gesê? Is nergens te vinden. Ek was daar. Ek sê nie, as ek eers gekyk het aan ek sê nie, dit is eers 'n studie gemaak het, vooral nie gevaarlik as jy bloed nie, want jy sien, almal word vertel as jy tot die kere kom, by die bloed. Wanneer jy die plaas, ander boodskap aan, sê dan aan die Bybel. Ander tyd
sy bloed wat gesê ons skuld vergewe ons van sondes. Hy sê, en weet ons die verlossing weer deur sy bloed, namelijk die vergifnis van sondes. Christus se bloed reinig ons van alle ongeregtigheid. Die bloed van die Here Jesus Christus doen 3 goed. Dit reinig die siel, dit reinig die gees en dit reinig die vlees. En daarmee saam reinig dit die denke. Daar's krag in die bloed van die lam. Tot reiniging, tot redding. Want as jy nie persoon gewas is in die bloed van Jesus Christus nie, is daar nie vir jou redding nie. Wat ek sê? Die bloed van Jesus is van kardinaal belang vir 'n kind van God, vir die kerk, vir die liggaam van Jesus Christus. Ons kan nie sonder die bloed van die lam nie. Efesiërs 4:3. Want dis die wil van God, die heilige maak. Die sê heilige maak bring nuwe denke, skoon gedagtes. Wanneer die gedagtes skoon word, dan dink jy nie meer sonde nie. Wanneer jou gedagtes gereinig is, dan is jou gedagtes bo by die ander heiligste, in die koninkryk van God. Dan soek jy dinge daar bo waar God is. Soek eers die koninkryk van God en die res van jou byvoeg word. Wat eers, drie na te komen. Sê het nou, dit is dat ons heilig maak en bring van niemand van denke. Jy wil dit onthou asseblief. As jy 4 keer dit sê. Dink het, 5 keer. Maar dit moet so wees, dat dit inslag komt in ons gees en ons sien. Jy sien eerstens, na aanname is jou wedergeboorte, dan is die invulling met die Heilige Gees, want iemand sê, jy gaan nie maar rond, jy moet gevul met die Heilige Gees, en dan kom die dooping met die Heilige Gees, dan kom 1 Korintiërs, hy het nog gepraat in 1 Korintiërs 12, en 13 en 14, daar wat dan lees daar, al die gawes, wat die Heilige Gees die naam van Jesus te bedien, jy kan nie in die gawes manifesteer en werk nie, as jy nie gedoop is met God se Gees nie. As jy maar allemaal, dan jy wat daai en dink, en sê, wat die Gees doen dit? Want wat die Gees Satan doen ook wonderwerke. Die woord van die Here sê, hy doen wonderwerke, as het nodig is, die op die uitverkorenes van God te mislei nie, om hulle weg te lei van God af nie. En word soveel miljoene, dat miljoene kinders van die Here gevang met daardie gedeelte. En die pastoor gee nie om. Hoe die, sê gewag aan my, wees dit ook Heilige Gees. Werk is so. Werk is so. Jy kan nie iemand sê, as jy in taal kan iemand sê, nou praat ek met hy sê, jy sê dit, sê dit ook nie. Geloof my, Heilige Gees is krag in iemand, dis krag. Die Heilige Gees is vir jou meer, jy begin praat in tale, wat jy nie weet nie. Handeling 2. Gaan lees het myself. Lees? Ja. En dan ook lees ons van die eerste gedeelte. Gaan sal my daarna Galasiërs 3, en dan is ek klaar. Als die laaste skrifte weet, dan is ek klaar. Die laaste. Lees, kom nie, man. Ek het nie, ek het nie. Galasiërs 3 vers 27. Want julle almal wat in Christus gedoop is, het julle met Christus gedien. Sien julle belangrik, ek het hier nou gebring, maar is my belangrik. Sien julle belangrik is die waterdoop. Nie babadoop, ek praat van waterdoop. Want as jy gedoop is, hy sê, vers 27, want julle almal wat in Christus gedoop is, het julle met Christus gekeer. Jy moet nie baie waar hy uitbreid nie.
doopgeraak. En dit leer jou met Christus. Die ou mens bly daar in die water agter, as jy stel, die ou mens bly in die water agter, en jy staan 'n nuwe mens. Bekleed met Christus in die water. Hulle sê, Sataniste sê, hulle ken 'n ware kind van God, heiligheid. Maar dan as jy daar loop in die straat, en as Sataniste sien jou, of die demoon sien jou, dan hardloop hy draai, want jy skyn soos die son van self, van die heerlikheid van God, die heerlike lig van God, is binne in jou, Jesus Christus. Hy was die lig, wat so kom. Hulle herken 'n ware kind van God deur jou helderheid, die heerlikheid wat jy uitskyn. Ek gaan dit weer sê, pas op ons. As jy 'n ware kind van God, wedergebore en wederwaardig deur die Gees, oorgewas met die bloed, gedoop met die Heilige Gees, is jy 'n koninklike, handlose priester. Hallo? Yes. Stefan, ek is groot moeilik hier vanmorgen. Gaan my vader sal bestaan daar in die dankie. Jy sien, wanneer jy gekom het op hierdie punt, dan eers word jy 'n volwaardige soldaat vir God. Nou, maar ek het nie met tyd, jy kan nie met tyd die Bybel leer. Maar jy nie die Gees het nie. Verkeer nie altyd die waarheid. Bly nie altyd in die wil van die woord van God nie. Want sonder die Gees kan ons nie. Sonder die Gees is regteloos, kragteloos, nutteloos. Dan eers, hoor mooi, dan eers is ons volwaardige soldate van God. Dan eers kan jy met die ander vers 19 jou die roman. Dan eers begin jy siel hê vir God. Ware mense lei, siele lei tot ware bekering. Jy kan nie iemand tot ware bekering help as jy nie ware bekering ervaar nie. Jy kan nie iemand bring in 'n filterplek waar hy doop om in die Gees plaasvind as jy nie gedoop is met die Heilige Gees. Hoe sê jy iemand jy moet wederbaar word as jy nie wederbaar is nie? Gaan dan enige maak simpels alle nasies en doop van die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees en die Here of alles kan doen, moet ek vir dit verstuur. Dit is ons einddoel. Amen. Een gemeenskap met God die Vader. Hy begeer, hoor my, reed my dit, die almagtige Skepper God begeer met ons gemeenskap hê. Wil ek sê? Het in die tyd met alle mense van gehandel. Hy wil nou nog met ons gemeenskap, hy wil nou nog met die ons met hom praat gereeld. Soveel as het die moed te kan. Nie net die open of die ander, soveel as die moed te kan. En dan die rest is gebed op hy gestuur. En wat op die moment ek wil, is een kort pas geval. Soos waar op my gegeven. En ek kan nie meer maak net wat hulle wil. Die Bybel maak my alles skoon maak. En ek kan my nie die woord maak net wat hulle wil. Eers en nou om net te kans. Dit moet ek hê. Ek sê nie omdat jy met die woord gaan doen nie. Ek sê nie omdat jy gaan doen nie van waarom ons gaan doen nie. Hoor dit met julle doen man. Julle kan mag. Julle kan 'n grap maak. Julle kan spot. Ek sê nie om nie. Ek het die woord afgeleer. Die woord is gespreek. Die verantwoordelikheid is julle nie myne nie. My verantwoordelikheid het gedoen, is afgelewer. Soos Vader op gegee in die Gees. Die bol is nou in die hande. Wat jy met die bol doen? Jy kan twee dinge doen met die bol.